is in mij, met kracht en verstaan, het ek U lief. Ek het U lief voor U. Ek het U lief voor U. Ek het U lief voor U. Met alles in mij, met kracht en verstaan, het ek U lief. Ek het U lief voor U. Ek het U lief voor U. Met alles in mij, met kracht en verstaan, het ek U lief. Is Jesus Vader, om aanbid te word. Ek het U lief voor U. In Matteus skryf hy, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En ons weet Jesus het gekom om nie die profete in die wet onklaar te maak nie, maar dit te vervul. En hy sê, Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Met ander woorde, met jou hele wese. Dis 'n gebod. Dis nie 'n versoek nie, dames en here. Dis 'n gebod. Dis 'n gebod en ons voel soms dat ons in gebreke is om getrou en gehoorsaam te wees aan hierdie gebod wat sê ek moet alles wat ek is, alles wat ek vat, ek moet dit vir God gee, ek moet hom met alles wat ek het, met my emosie, met my denke, met my wil, met my liggaam, met my gees, met my siel, met my intellek, moet ek hom lief hê. Ons loof die Here dat deur die Heilige Gees dis moontlik om God op hierdie wyse lief te hê. En daar waar jy is, kan jy my sitplek neem. Baie dankie. Ons loof die Here. Halleluja. Goeiemôre. Goeiemôre. Sê baie dankie vir die aanbiddingsspan, hulle moet nie te ver gaan nie. Boodskap vanmôre gaan juis oor God se liefde vir ons en dat ons dit beter, God wil hê ons moet dit beter verstaan. Sê ek wil God se liefde beter verstaan. Ek wil God se liefde beter verstaan. Ons bly in gebreke hoe om dit uit te lewe want ons verstaan dit nie. As ek weet hierdie is 'n selfoon en ek verstaan hoe hy werk, dan kan ek hom dat funksioneer. Reg of verkeerd. Maar ons spandeer nie die tyd met God om uit te vind hoe werk dit nie. Hoe verstaan ek U liefde nie? Vanmôre gaan ons afskop by 1 Korintiërs 13 en voor ons dit gaan doen, wil ek net vir pastoor Amanda en Jannie Du Plessis net ons simpatie teenoor hulle uitdra vanmôre. Haar ma Aletta Gous is in die week oorlede. Ek dink jou ma is 84, as Jannie reg is. As hy nie is nie, gee hom so knyp. Want hy het gewonder, 83 of 84. Kom ons lig net ons hande, ons strek net ons hande vanmôre na hierdie mense toe uit en vra vir die Heilige Gees op 'n troosting in hulle tyd van waar hulle 'n geliefde moeder in die dood afgestaan het. Kom ons bid net so saam. Vader, baie groot voorreg vanmôre om met liefde uit te reik na mense
vir wie U lief is en ons lief is, en net vanmôre vra, Here, sal U Jannie en Amanda en ook so die res van die familie vertroos, Here, in hierdie tyd, en hulle ook so krag gee as dit kom by die ter aarde bestelling en die dae wat voor lê, Here. Weet hulle het baie tyd gespandeer om hulle moeder te versorg, om Amanda se moeder te versorg, Here, en ek weet daar's nou 'n leemte, Here, en ek vra dat U ook daai leemte sal vul met U werk, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die woord sê die grootste hiervan is die liefde. So my gebed is vanmôre dat God jou die oë van jou verstand sal verlig. That He will enlighten the eyes of your understanding. The moment we understand, we are able to do, because we don't want to do something we don't understand. Is it true? Ek kan onthou 'n vriend van my, hy is nou al in Nieu-Seeland vir baie jare. Hy wil my tot my hulp kom om so 'n bietjie ekstra geld te maak, en hy sê vir my, en hy's 'n plammer. Julle ken vir Flip van julle. En hy sê, nee, gaan saam met my, dan wys ek jou hoe werk die trade. Nodeloos te sê, hy het my nooit weer saamgenooi nie. Want ek dink ek het 2 linkerhande of 2 regterhande, ek het gesukkel met daai wat hulle noem Bobbiaan spanner en daai goed. Ek is nie heeltemal onbekwaam daarin nie, maar my broer het my nie weer genooi nie, en ek het besef, daai is nie my talent nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, die oomblik as die oë van ons verstand verlig word, as ons verstand verlig word, sodat ons sal verstaan hoe God ons liefhet en hoeveel hy ons liefhet, sal ons heeltemal anders te lewe. Daar's so baie beperkings, julle, wanneer dit kom by om die liefde van God uit te lewe. Of kom ek sê, daar's baie verskonings wat ons maak, en ek is een van hulle. Die skrif sê eintlik, die verskonings wat ons gebruik, Spreuke praat van, ek kan nie nou dit of dat toe, of daai kant toe, of die kant toe gaan nie, want daar's 'n leeu op die pad. Dit skep soveel vrees by ons, dat ons eintlik passief is. En liefde, julle, is nie passief nie. Is menslike liefde passief, wil ek julle vra? Is liefde teenoor mekaar passief? Is daar liefde tussen 'n man en 'n vrou passief? Tussen 'n dogter en 'n seun? Is dit passief? Selfs dit is nie eens passief nie. En God verlang na gelowiges, verlang na gelowiges wat aktief funksioneer in sy liefde. Die woord sê ons is soos 'n stad wat op 'n berg gebou is. En baie keer sit ons wat op? Ons sit 'n emmer op ons lig. Dit skyn net vir ons. En dis nie bedoel om net vir ons te skyn nie. Amen. Ek praat nou met alle generasies. Julle het gehoor ons praat van generasies hiervoor. Ek wil hê jy moet vanmôre, ons het verlede week gehoor dat Pastor Amanda het gesê, of ek sê nou op grond van wat sy gesê het, maak jou ore toe. Maak jou ore toe asseblief. Ons is aktief hierso. Maak jou ore toe asseblief. Close your ears. Say, Lord, Here, ek sluit my ore vanmôre vir die geraas van die wêreld. Hoor jy die gesuis daar binne? Maak jou ore toe. Ek vra asseblief, sit jou hand op jou ore. Kom ons kry eenheid vanmôre. Daar's te veel geraas daar buite, en dan hoor ons nie die stem van die Here nie. Amen. Jy kan maar jou hande van jou ore afhaal. Nou 1 Korintiërs 13 begin Paulus, want ek wil vanmôre so in 3 fases. Die eerste fase is die kerk se liefde, of die liefde van die kerk. Die tweede fase is gebroke, of kom ek sê, eerder gestremde liefde, en die derde fase is perfekte liefde. Liefde sonder vrees. En vanmôre
wil ek gaan net eers uit 1 Korintiërs 13 lees. Ek lees sommer hierso vir julle. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en al sou ek die gawe van profesie hê, vers 2, en al die geheimenisse weet, van al die kennis, en al sou ek al die geloof hê. Ek kom agter, ek los 'n paar woorde uit. En al sou ek, vers 3, al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, wat ontbreek. Waar is my boeta vanmôre, hier agter die, jy gaan vir ons lekker geraas maak, né? Ek wil vanmôre sê, ons klink so, wanneer daai ontbreek, wanneer hy sê, al sou ek al hierdie dinge doen, hy sê vanmôre, al sou jy tale kan spreek, of engele met engele kan spreek, al sou jy die gawe van profesie hê, geheimenisse uitlê, berge kan versit met jou geloof, al sou ek alles uitdeel, al sou ek my liggaam op 'n brandstapel sit, maar daar is nie liefde nie, klink ons so. Ons maak 'n klomp geraas, maar binne-in is ons eintlik leeg. Ons hou eintlik iets voor wat ons nie is nie. Boeta, jy kan daai simbale eerder harder slaan en daai ander gedoef kan jy uithaal, maar gooi hom weer vir ons. Klinkende metaal en 'n lydende simbaal. Kan julle iets uitmaak daar? Dis geen wysie nie, daar's een slim pastoor daar. Ok, nou gaan ek voort julle. Ek hoop jy gee ag vanmôre, jy het jou ore toegemaak vir die geraas wat in jou lewe is, en jy luister vanmôre wat die Here vir jou en vir my sê. Nou sê hy vir die kerk in Korinte, Paulus skryf vir hulle, want hierdie kerk was heeltemal uit orde uit. 'n Sondige wêreld, hulle het in 'n sondige wêreld gelewe, maar soos 'n sondige kerk gelewe. As jy 'n bietjie studie gaan doen van Paulus se sendbriewe en van Paulus se lewe, sy briewe aan hulle, is nogal interessant hoe hy meer aan hulle skryf as aan ander. Maar hy skryf die liefde met 'n rede natuurlik, want hy het na hulle gegaan en hy sien hierdie dinge onder hulle. Hy moes hulle korrigeer. Ons praat nou van die kerk, julle. Ons praat van gelowiges wat kerk toe kom. Hier skryf Paulus aan hulle, dan sê hy vir hulle in vers 4, die liefde is lankmoedig. Hoekom sê hy dit vir hulle? Hulle skiet tekort. En dis vriendelik. Ek wil hê jy moet vanmôre jou eie definisie, of die definisie wat ek jou vanmôre gee, ruim dit met hoe jy liefde sien. En hoe jy liefde uitlewe. Dit sê hierso verder, die liefde is nie jaloers nie. O, genade. Ek vra, is dit jou definisie van liefde? Dis dit my definisie van liefde? Die liefde praat nie groot nie. Hy is nie opgeblaase nie. Is dit nou die mans of die vrouens wat die meeste, soos ek dink daai brilparas, hoe lyk hulle daai ander? Party sal sê die mans, die ander sal sê die vroue. Met ander woorde, Paulus het dit onder hulle gesien om te sê, maar hier's 'n klomp opgeblaaste mense hier onder hierdie gelowiges. Hier's iemand vanmôre wat opgeblaas hiernatoe gekom het. Moenie nou jou wange afblaas nie, ek hou jou dop. Is dit ons definisie van hoe liefde lyk? Is dit wat ons geleer het en verstaan?
Die liefde handel nie onwelvoeglik nie. Luister, dit soek ook nie sy eie belang nie. Is dit my definisie van liefde, laat ek net my eie belang soek in my verhouding met my vrou, my verhouding met my kinders, my verhouding met my bure, in my verhouding met werkskollegas? Die liefde word nie verbitterd nie. Ek moet eers 'n bietjie kyk. Die liefde word nie verbitterd nie. Dan sê hy verder hierso, reken die kwaad nie toe nie. Reken die kwaad nie toe, hou ook nie rekenskap van die kwaad nie. Genade, laat net ek net 'n bietjie op my foon kyk. Daai persoon het my nou die dag so sleg gesê. Ek het gou kyk wat het hy of sy vir my gesê. Broeder en suster, druk eerder die delete knoppie, want jy gaan dit weer lees en jy gaan verder opblaas. Vergewe eerder in daai oomblik. Dis hoekom ons ook deel van die toerusting hier by die kerk het 'n program waar ons mense toerus met vergewensgesinde houdings. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Nou dit is Paulus se definisie van hoe hy hierdie kerk sien, en vanmôre het ons gehoor hoe klink die simbole en die instrumente sonder 'n wysie. Maar Paulus sê dit is hoe ons as gelowiges lyk sonder liefde. Ons kan maar ons bes probeer, maar jy gaan dit iewers verloor, jy gaan jou opblaas iewers. Jy gaan iewers jaloers word, soveel so dat jy jouself verloor. Jy gaan iewers so verbitterd raak dat jy sê ek kom nou nie meer kerk toe nie. Iemand het op my tone getrap by die kerk. Onthou ek praat met die gemeente, ek praat met die kerk. En ander wat daar op social media luister, ek gaan werk toe, iemand trap op my tone en ek gaan nou nie meer môre werk toe nie, ek gaan so 'n paar dae afvat. Wat, ek word verbitterd. Ek reken nie kwaad toe. Nie laat ek sê, daar is nie sulke mense daar buite nie. Ons doen dit baie keer aan ander mense, sonder dat ons dit weet. Ons is volmaak in Christus, maar as 'n stuk van ons vlees wat onvolmaak is. Daarom het ek gesê, kom ons druk ons ore toe. En ons luister na die stem van die Heilige Gees vanmôre. Nie al die geraas van alles om ons en die mense om ons nie. Paulus skryf juis dit aan hulle, want hy sien nie tekortkoming. Hy sien nie gebrek aan liefde. Hy sien nie leegheid van die gelowige. En die woord is vanmôre maar so, julle, dit meet ons. Vanmôre kan ek u nie meet nie, u meet u self vanmôre, want dan kyk ons in die waarheid, dan is ons besig, is die Here besig om ons te meet, en hoeveel kom ons tekort vanmôre? Of hoe lank, of hoe vol is ons van wat die Here van Paulus hulle aanmoedig om te doen, is om lief te hê. Dan gaan hy verder, ek gaan nie al die skrifte lees nie, maar vers 10, as jy het vir ons kan opsit daar, Ekskuus, vers 11. Onthou die klinkende simbaal en die lydende metaal. Dankie Pieter. Vers 11 sê, julle lees daar, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Ek glo Paulus praat van volwassenheid. Hy praat van maturity. Hy wil ons teregwys ook vanmôre. Hy praat van maturity. En eintlik hier sien ons die kerk was nogal, dit lyk of hulle nogal into die gawes was. Hulle was nogal, die gawes lyk my, kom ek sê, ek gebruik dit in my eie woorde, dit lyk of die gawes, want hy praat van profesie en hy praat van kennis en al hierdie dinge wat 'n gelowige ook nodig het. Hy praat van barmhartigheid. Hy praat van spreuke in tale.
Dis wat goed wat my laat dink het, maar Paulus verwys nou hier na die gawes en hoe hierdie kerk die gawes verhoog het bo God se liefde. Ek wil amper sê 'n kind in die gawes, volwassene in liefde. Maak dit vanmôre sin. Ek wil ook vanmôre iets sê. Dit was eerste die liefde, toe die geloof. Want God is liefde. Dis God se natuur om lief te hê. Hy skryf na hulle en hy lê klem op daai twee dinge, die gebrek aan liefde en hulle gedrag. Dan praat hy van 'n kind. Hy sê toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind. Maar toe ek volwasse geword het ek die dinge van die kind agtergelos en soos 'n man begin optree. Kom ons kyk verder. Ek het nog niemand se tone getrap nie, né? Ek praat nog net met myself vanmôre. Maar dit is nodig dat ons weet dat ek kom by die volgende fase B, waar ons uit Hebreërs 12 gaan lees, daarvan vers 4 tot vers 15 daar rond. Maar hierdie gedeelte wil ek verwoord met hierdie woorde, gestremde gelowiges. Gestremde gelowiges. Disabled believers. Nou is nie Paulus wat hier skryf vir die kerk in Korinthe nie. Kom ons lees. Hy sê, julle het nog nie ten bloede weerstand gebied in 'n stryd teen die sonde nie. Het julle hom daar, Hebreërs 12, vers 4 tot 15, ja, daar rond het ek gesê Korintiërs. So Hebreërs 12, vers 4 tot 14, 15. Paulus lig iets uit hierso. Ek gaan dit net noem en ons sal dit nou lees. Hy lig die sonde uit wat 'n probleem is onder die gelowiges. Hy lig ook die ander ding uit, wanneer God ons wil dissiplineer, rebelleer ons teen God. Wanneer God ons wil kastei, dissiplineer, redeneer die mens. Maar hy sê die gevolg daarvan is, dat die gelowige begin soos 'n gestremde raak. Hy kan nie meer funksioneer nie. Hy het 'n rolstoel nodig, hy het iemand nodig om op die bed te tel, uit die bed te tel om te was. En dan Paulus, die skrywer van Hebreërs hier, praat met ons as gelowiges. Hy praat met die kerk vanmôre, hy praat met die gemeente van Christus. Kom ons lees dit, julle het nog nie ten bloede weerstand gebied in 'n stryd teen die sonde nie. Hebreërs 12 vers 4. Is julle met my? Lyk my is 'n bietjie gestrem daar agter of wat. Nie julle nie, maar die rekenaar. OK, daarom bring jy jou eie Bybel, né? Julle het nog nie ten bloede weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie, en julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns gespreek het. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering, en beswyk nie as hy deur jou bestraf word nie. Jesus, mense, as gelowiges wat glo, God kom nie daar nie. Hy bestraf nie, hy wys nie tereg nie, hy dissiplineer nie. Ek wil vanmôre sê, hierdie skrif wys, as ek ongedissiplineerd, ongetugtig deur die lewe gaan, ek wil amper sê, my wiele gaan afkom. Ek gaan begin soos 'n gestremde gelowige funksioneer. Ek het rede om allerhande verskonings te gebruik om nie betrokke te wees in die koninkrykswerk nie. Amen. Ek praat met my onthou en dan met julle. Nou praat ons met gestremde gelowiges. En net die Heilige Gees kan met jou praat vanmôre. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet. Waaroor praat ons vanmôre? God se liefde. So in die pakket van God se liefde vir ons kom tugtiging, kastyding, bestrawing,
Dis deel daarvan. En as die eerste keer nie luister nie, moet hy dit increase. Hy neem toe. Want kyk, as ek sê ek is 'n kind van God en God is lief vir my en ek is lief vir hom en ek begin in sonde lewe, gaan hy my tugtig. En as ek dit nie wil sien nie, gaan hy iets doen om my in orde te kry. Is ek verkeerd? Of gaan God jou net los? Los u kind as hy verkeerd doen, of spreek jy hom aan, of hy nou luister of nie, spreek jy hom aan of los jy hom net? Hoeveel te meer as die aardse vaders dit gedoen het, hoeveel te meer sal God ons regstel. En as ons nie luister nie, dan neem dit toe. Hoopelik totdat ons tot inkeer kom en ons self wegdraai van daai sonde. Want sonde, wil ek sê, is 'n daaglikse uitdaging, gelowige. Jy ry nie werk toe, jy gaan nie huis toe net nou, jy maak nie kos, jy het nie 'n conversation met jou vrou of jou kinders of jou buurman sonder daai een of ander vorm van sonde kan oppop nie. Maar hy sê, kastei die wat hy lief het. Nou kastei klink 'n bietjie erg. Ek sal pak slaaf vat, maar kastei klink vir my 'n bietjie intens. Maar dis wat God met ons doen, wanneer ons kies eerder om ons geheime sonde te hou. Onthou, niemand weet daarvan nie behalwe jy en God. Miskien is dit die pastoor, die Here het vir die pastoor wys of 'n broer of 'n suster, maar okay, moet dit nou nie vir hom sê nie, want jy gaan nou weer op sy tone trap en dan vererg hy hom en dan blaas hy hom op en sy uit die kerk uit. Die Here praat met my en dan praat hy met julle ook vanmôre. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daarvan wat die Vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, vers 8, wat almal deelagtig geword het. Dit raak nou gevaarlik. Want as hy nou vanmôre met die kerk praat, en hy praat hierso, die skrywer praat met gelowige mense, wat in 'n ongelowige wêreld lewe, dan sê hy, maar as julle sonder tugtiging is, as ek dit afwys, ignoreer en in my sonde bly, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en seuns. Is julle nie onegte kinders en seuns nie? Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad, maar moet ons nie meer aan die Vader van die Gees onderworpe wees in lewe nie. Ek sien hy's nie meer gestremd nie, né? Want hulle het so wel vir 'n kort tydjie na hulle beste wete het hulle vir ons getugtig, maar hy het tot ons beswil sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Nou kyk ons 'n bietjie anders na tugtiging, julle. Here tugtig ons sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. Hy gee my nie net 'n pak slaan sê gaan lê daar in die kamer en huil of gaan maar werk toe jou boude brand nie. Nee, hy doen dit om 'n goeie rede. Hoe sê hy? My gedagtes oor julle is goeie gedagtes. So hy tugtig ons, kom ons kyk 'n bietjie na tugtiging. Hy sê hy tugtig ons sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. Verder weg van die sonde, nader aan God. Nou lyk elke tugtiging op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Vers 11 sê eintlik 'n vredevolle kondisie kom tot ons redding. Wanneer ons sê, Here, dankie vir die tugtiging. Kan jy vanmôre so sê, Here, dankie vir my tugtiging. Dankie, Here, dat U my dissiplineer. Kan U vanmôre dit sê? Of weet jy glad nie, jy's glad nie daar nie, want jy's dalk baie meer volwasse as ander mense. Maar Here, dankie vir my tugtiging. Dankie dat U my dissiplineer. Dis soos 'n road sign wat jou vat na heiligheid en 'n vredevolle vrug van geregtigheid.
Daarom sê hy rig die slap hande, die verlamde knieë weer op, daai gestremde, gelowige. Bekeer jou van jou verkeerde weë, van jou verkeerde denke, van jou verkeerde emosies, wat jy so lief is om op te ry. Jy ry op daai emosies, dis ou emosies wat uit jou verlede kom. Dis emosies wat uit jou sondige lewe kom. Jy ry op hulle. Die Here sê, bekeer jou daarvan. Daai gevoel wat ek kry, die persoon hou nie van my nie. Wie se gevoel is daai? Is dit joune of is dit God sinne? Gee ek nou gehoor aan iets wat my seer gemaak het in my verlede, vir wie ek iemand al reeds vergewe het? Jaag die vrede en maak reguit die paaie vir julle voete, vers 13, sodat dat krepeles nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. En ons is so, julle, dis ongelukkig so, dit moet nie so wees nie, dit is so, ons is blootgestel in die sonde en hierdie goed wat dit veroorsaak. Baie gelowiges dra wonde wat hulle nie moet dra nie. Geloofswonde, geestelike wonde, emosionele wonde, denkwonde. Ons dra dit net. Somehow dra ons dit en dit is nie nodig dat ons dit moet dra nie. Want die Here wil jou gesond hê. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Daai proses, né, van heiligmaking, nader in die Here beweeg, verder van sonde. Vers 15, pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, want hy sê, dis is wat gaan gebeur met jou en my, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie daardeur besoedel word nie. Nou sê hy alweer baie. Hier sê hy, hier iewers het hy gesê, wat almal deelagtig geword het, hier sê hy nou alweer, die skrywer sê, hierdie dinge veroorsaak onrus en bitterheid in jou lewe en dit besoedel baie gelowiges. Dis nou die gestremde gelowige. Die eerste een was die kerkgelowige, waarmee Paulus praat in Korintiërs. Hier praat hy van die gestremde gelowige. En laastens vanmôre gaan ek met jou praat oor die perfekte liefde. Ons het geluister na hoe lyk 'n gestremde gelowige wat sy liefde probeer uitlewe. Ons het gekyk hoe werk die kerk. Hoe Paulus aan hulle brief skryf en sê, dit is hoe julle lyk gelowiges, dit is hoe julle op hierdie wyse het julle lief. Daar's 'n gebrek aan ons liefde. Laastens kyk ons na die fearless love of God, vreeslose liefde van God. Ons het eintlik vanmôre 'n verlange om in harmonie met God te wees. Nie soos wat Pieter daar gespeel het nie. Ek weet hy kan beter speel. Hy gaan nou weer probeer. Maar ons gaan iets doen wat in harmonie is. En dis wat God wil hê in ons lewe. Ons moet in harmonie kom deur sy liefde. Daarom sê ek vanmôre dat die liefde 'n groter rol speel as wat ons dink. Is 'n baie kragtiger wapen as wat ons as gelowiges dink. Regtig? Die wêreld dink liefde is swak. Soms dink hulle ewen ons liefde is swak. Want ons het allerhande verskonings wat vrese insluit, hoekom ons nie betrokke kan raak om lig vir die wêreld te wees nie. Vers 7 sê 1 Johannes 4 vers 7, 1 John 4 vers 7. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê. Hy skop sommer af daarmee. Sommer met geliefdes, julle. Maar hierdie ou is verlief. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat lief het is uit God gebore en ken God. Wow. Is uit God gebore. Wat beteken dit vanmôre? Ek is wedergebore. Wedergebore. Nie uit deur my moeder skoot gekom nie, maar deur water en gees in Johannes 3, soos hy het beskryf. Elkeen wat lief het, wat sê is die eienskap van 'n wedergebore kind van God? Dis liefde.
En ek weet van julle voel 'n bietjie ongemaklik, want ons het sommer vanmôre begin met die gebod, groot gebod, en het klaar gesê, "Jesus, ek maak dit klaar nie. Ek faal. Ek kom nie by daai gebod uit nie, ek maak dit nie." En nou draai jy nog die skroef verder in daai wonde, en jy draai dit nog verder vanmôre en sê dat as ek wedergebore is, dan moet ek weet wat liefde is. Ek het liefde, sê Johannes. Hy wat nie liefde het nie, of nie lief is nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Nou, dis 'n radikale stelling. As ek vanmôre hier sit as gelowige, of as jy vanmôre luister, en jy sien, dit die deel is van die definisie van liefde, ek is in groot moeilikheid, ek gaan getuigtig word. Gelukkig dien ons 'n liefdevolle God. Loof hom. Hierin is die liefde wat van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun. En ons praat nou oor die vreeslose liefde van God. Dat hy sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Luister, hierin is die liefde. Waarin? Hierin. As dit nou 'n container was, dan het ek gesê, hierin is die liefde. Hierin is die liefde. Waar is die liefde? Dis hierin, hier binne-in. Hierin is die liefde. Nie dat ons, die sleutel vanmôre gelowige, nie dat ons God lief gehad het nie. Hoe dikwels probeer ons eie effort van liefde hê. Ons probeer ons eie pogings hoe om lief te hê. Nou sê hy verder, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. So waarin is die liefde? Dat hy ons eerste lief gehad het en versoening gebring het vir ons sondes. OK? Is julle met my? Ek kry nou weer vir Pieter om julle wakker te maak. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, hoe het hy ons lief gehad? Sal u sê? Ek hoor. Hoe het hy ons lief gehad? Met sy seun. Met sy alles. Daarom sê hy dan, as ek hom moet lief hê, hoe sê hy? Met my hele hart, met my hele siel, al sy krag en al sy verstand. Dink jy God het teruggehou toe hy gesê het, Tinus man, ek dink hier is 'n Tinus, né? Ek het jou baie lief. Hier's baie Janne hier, so ek kan sê, Jan, God het jou baie lief. Nie omdat jy 'n poging aanwend om hom lief te hê nie, omdat hy jou eerste lief. Wat is die sleutel? Waaraan moet ek glo? Daar's 'n ander skrif hierso. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het, vers 19. So wat moet ek doen? My effort eenkant toe sit en glo, God het my eerste lief gehad. Ek het daai liefde deelagtig geword, nou leef ek dit uit vir die wêreld. My eie pogings kan ek nou eenkant toe sit. Die oomblik as jy twyfel in God se liefde vir jou, wat sonde doen, ongeloof doen, kom ons check 'n bietjie ons lewe. Miskien is dit net ongeloof wat twyfel skep, want iewers het jy dalk oor die tou getrap en jy voel nie waardig nie. Dan sê hy verder hierso, vers 16. En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. So wat moet ons doen? Leer ken. Ons moet die kennis daarvan kom en begin toepas. En wat moet ons doen? Daarin glo. Ek moet my mond bely. Sê Here, dankie, jy het my lief. En die wonderlike ding is, ek het God lief. Dis hoekom ek sê, om daai gebod te hou is glad nie so moeilik as wat ons dink nie. Want ek het God lief met dit wat hy my mee lief gehad het. Amen. Ek glo in daai liefde, nou het ek God lief met dit wat hy my lief gehad het, sê ek, Here, nee, ek is maar net 'n spieelbeeld vir u, die liefde stuur ek terug na u toe. En ek stuur dit in die wêreld en vir die mens daar buite. Dan sê hy verder, God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Vers 18.
Daar is geen vrees in die liefde nie, en ek wil vra dat pastoor Anton hulle vorentoe kom. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ek wil sê, daar is nog 'n sleutel, julle. Behalwe nommer 1, daar's 2 sleutels daar. Nommer 1, ek moet glo, ek wil glo God het my eerste lief gehad. Dis nie my poging nie. Hoe lyk Jesus vir jou vir 'n poging? Jesus, daar's niks beter nie. Dis God se ultimate. Ek sê hy het homself met vlees beklee en gesê, daar's hy. Ek gee julle van myself. Dis my beste. Ek noem dit my seun, dis my beste. Nommer 2. Julle kan maar vorentoe kom. Daar's geen vrees in die liefde nie. Wat ek vanmôre vir jou by nommer 2 wil wys is, vers 18 is, dink jy toe God jou by die naam genoem het en jou geformeer het, het gedink, Jessie, maar ek is eintlik vrek bang vir hierdie ou lief te wees. Pastor het hy gedink, Jessie, hy was 'n bietjie, hy het sy broek gebewe toe hy gedink het in pastoor Henry Nel. Of sy broek het gebewe toe hy aan Henny gedink het. Just 'n wille ouetjie daai, hoor. Hy was 'n wille ouetjie. 'n wille ou, nie ouetjie nie. Het jy al gedink dat God so gedink het toe hy ons lief het? Dink jy dat hy het enige vrees in hom gehad toe hy jou geskep het, jou by die naam genoem het en jou geskep het om vir hom te kan funksioneer? Hy was glad nie bang nie. Hy het nie 'n banghaar op sy kop nie, as ek dit so kan noem. En onthou nou, die liefde wat hy vir my het, geen banghaar op sy kop nie. Daarom kan ek lief hê met sonder vrees. Want wanneer ek lief het, wanneer ek lief het en ek het een of ander vrees wat 'n beperking op my plaas, begin ek die liefde uit my kop uitdink. Of my ondervinding van liefde. Ons raak soms nie by mense betrokke nie, want wat gaan dit my kos? Vrees. Ek wil nie vir daai persoon gaan bid nie. Of ek wil nie betrokke raak daar nie. Kyk nie die reperkusies van daai storie, julle. Dis ek gaan vir 10 jaar daar betrokke wees. Dit gaan my budget leegmaak. God sal voorsien. Jy hoef nie te vrees nie. Ons raak betrokke in mense se lewens, of ons raak nie betrokke in mense se lewens nie, want ons vergeet dat God vreesloos in sy liefde vir ons is. En ek wil hê jy moet vanmôre so dit verstaan. Dat jy daar gaan mense nou op jou pad kom, jy het nou die waarheid gehoor. Hulle gaan jou liefde toets. God gaan jou liefde toets. Jy kan sê, of Here, daar's 'n leeu op my pad, ek kan nie soontoe gaan nie. Of ek sê, Here, ek vat vrymoedigheid, dis u liefde, ek leef nie meer nie, dis kwaai. Dis u liefde, en ek het ook sommer gesterwe, ek leef nie meer nie. So wat kan 'n mens my doen? Wat kan 'n mens my doen? Ek leef nie meer nie, sê Paulus, en die liefde wat hy vir my kom gee, het nie 'n banghaar op sy kop nie. Wat keer my nou? Om betrokke te raak. Want God wil hê ons moet betrokke raak, julle. God wil hê ons moet kinders inbring vir sy koninkryk. Mense moet gered word. Hulle moet hier gemaklik kom sit soos ons. Hoor julle wat ek sê? Ons gaan hulle boude warm hou hier. Ek wil graag vir Pieter vra vanmôre. Pastoor Anton, laat die Gees jou net lei wat 'n song, maar ek wil net vanmôre iets weer by julle tuis bring. Dat Paulus sê vir daai kerk in Korinte, hy identifiseer hulle probleme. Wie se gebrek aan liefde. En toe sê hy vir ons, dis hoe ons klink. Pieter, dankie. Dis hoe ons klink. En gelowiges met vreeslose liefde klink so. Dankie, pastoor Anton. Jy sal vir ons afsluit, né?
met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief, ek het U lief, ek het U lief voor jy, ek het U lief voor jy, met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief. Kom ons sing dit nog een keer saam. Ek het U lief voor jy, ek het U lief voor jy, ek het U lief voor jy, met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief. Here, ons wil afsluit net om te sê, dankie my Here, dat ons U lief kan hê en dat U ons eerste lief gehad het, my Vader. Here, en dat ons kan leer van liefde by U, my Vader, en dat U unconditional love het vir ons, my God. Maak nie saak wie ons is nie, Here, U het ons nog steeds lief. Here, en daarom sing ons het U lief, my Vader, met alles in ons, met al ons krag en met al ons verstand, het ons U lief, Here, en dankie vir dit wat U ons vandag gewys het, dat sonder liefde is ons niks, my Vader. En ek vra dat as ons hier uitloop, my Vader, dat ons met 'n nuwe liefde in ons harte sal uitstap, en dat ons sal weet, my Vader, U is in beheer van ons lewens, 'n God wat lief is vir ons, en wat net goed vir ons wil hê, en nie sleg nie. Here, en al wat ons moet doen is U koninkryk soek en U geregtigheid, my Vader, en U sal vir ons byvoeg wat ons nodig het. En alles in U liefde, Here, en alles in U naam, die naam bo elke naam, die naam wat liefde beteken, die naam van Jesus. Here, wil ons net elkeen wat vandag hier uitgaan, wegstuur met U liefde, my Vader, en vra dat U hulle sal behoed en bewaar deur hierdie week, en dat hulle net geomvou sal word met die liefde waar hulle gaan, en dat U liefde so uit sal straal, dat dit die wêreld sal wys wie U is daar buite, my Vader. Here, want hulle ken U dalk nie, my Vader, maar deur U liefde wat deur ons straal, sal hulle U leer ken. En ons wil net sê, ons het U lief en ons dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen.